Liewe luisteraar, baie welkom. Ons reis weer verder vandag. Ons is in Romeine hoofstuk 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Ons is besig met die tema bede uit Romeine. Kom ons lees saam. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Sjoe, familie, dis omtrent 'n mond vol wonderlike dinge wat die Here gedoen het. Dit is soos een van daai kontrakte wat net nie ophou nie, maar dis nie 'n kontrak wat ons vasvang nie. Dit is beloftes wat vir ons die volle vryheid in Jesus Christus gee. Kom ons sluit die oë, dan gebruik ons hierdie teks en ons bid saam. Here Jesus, as ons lees van hierdie ou antieke konings, dan sien ons wanneer hulle 'n stad verower, dan dikwels neem hulle vyande as slawe. En Here, dis nie wat U kom doen nie. Ons wat vroeër in vyandskap teenoor U geleef het, kinders van die donkerte was, verlore was, dood was weens ons oortredings en sondes. Here, U sterf vir ons, U koop ons vry, en dan bewerk U deur die Seun se bloed vrede tussen ons en God. Here, dankie vir die vrede, vir die vrymoedigheid, vir die vrye toegang wat ons het om tot U te bid, om U te mag ken, om in verhouding met U te leef. Here, U het nie van ons slawe gemaak wat in boeye is om vir U vir ewig te dien, omdat ons vroeër vol sonde en boosheid was nie, maar Here, U het juis sondaars tot kinders kom maak. En daarvoor loof ons U en ons prys U, Here. En Here, omdat ons vir U ken, omdat U vir ons hierdie hoop kom gee, dat ons saam met U die heerlikheid sal beleef, as U aan hierdie wêreld kom bekend maak, Here, dat U die koning is, dat U seun vir ewig en ewig sal regeer. Here, dan het ons geen ander hoop nodig nie. Here, U is ons hoop, 'n hoop wat nie beskaam nie, 'n hoop wat ons tot die uithoeke van hierdie wêreld wil uitroep. En Here, selfs in die swaar kry, selfs in die moeilike tye, bly ons bewus, Here, van die hoop wat U kom gee. Inteendeel, die beproewing van hierdie wêreld kom maak ons jy sterker in U, Here, want ons sien hoe getrou U is. Here, ons sien hoe U ons bystaan in siekte, in swaar kry, in pyn, in lyding. Here Jesus, dankie dat duisternis nie die lig oorwin nie. Dankie, Here, dat die bose vernietig is, Here, onder U voete. Dankie, Here, dat U God is. En dankie vir die voorreg, Here, dat ons, al verdien ons dit nie naaste by nie, kinders van die lewende God genoem kan word. Here, ons loof en prys U naam. Dankie vir hierdie hoop, dat ons nie net in onsself kan koester en laat groei deur die Heilige Gees in die woord nie, maar 'n lewende hoop wat ons kan deel, Here. Here, soos U die brood gebreek het vir die disippels gegee het, gesê dis my liggaam en die beker omgestuur het, dit is my bloed wat vir julle vloei. Here, so kan ons U hoop deel met die wêreld. Jesus Christus. Dankie dat U genoeg is. Dankie dat U ons alles is. Ons loof en ons prys U naam. Amen.